Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons die voorreg kan hê om vanoggend in u huis te wees. En Here, ek vra dat u ons die kosbare lesse uit u woord tot ons in ons binneste sal vasmaak, Here, sodat ons kan leer om u meer lief te hê, om u beter te dien, ter wille van u heilige naam. Amen. Dankie vir die voorreg om vandag hier te wees. Ek neem vandag se skriftuur uit die Grieks-Afrikaanse interlineêre Bybel en dit is 'n direkte vertaling van die Nuwe Testament. Nou ek dink ek het dit nou al voorheen verduidelik, maar ek noem dit nou maar net weer. 'n Vertaling is altyd 'n interpretasie. Selfs wanneer ons in 'n moderne taal van Engels na Afrikaans vertaal, kan jy dit nie doen sonder om soms so bietjie te moet interpreteer nie, want tale pas nie perfek by mekaar nie. Daarom is daar goeie redes waarom vertalings verskil. Nie net van die Bybel nie, maar ook soos wat ek gesê het, moderne tale. Nou die rede waarom ek vandag hierdie vertaling gekies het, is omdat daar sekere elemente is wat ek vandag wil uitlig, en dit is nie so duidelik in die vertalings wat ons gewoonlik gebruik nie. So met dit uit die weg geruim, kom ons lees ons skriftuur. En Johannes 1, vers 19 tot 28. En hierdie is die getuienis van Johannes, toe die Jode priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het, om hom te vra, jy, wie is jy? En hy het erken, en nie ontken nie, maar erken, ek is nie die Christus nie. En hulle het hom gevra, wat dan? Is jy Elia? En hy sê, ek is nie. Is jy die profeet? En hy het geantwoord, nee. Hulle het toe vir hom gesê, wie is jy? Sodat ons 'n antwoord kan gee vir hulle wat ons gestuur het. Wat sê jy oor jouself? Hy het gesê, ek is 'n stem van een wat uitroep in die woestyn. Maak reguit die pad vir die Here, soos Jesaja die profeet gesê het. En hulle wat gestuur is, was uit die Fariseërs. Hulle het hom gevra en vir hom gesê, waarom doop jy dan, as jy nie die Christus en nie Elia en nie die profeet is nie? Johannes het hulle geantwoord en gesê, ek doop in water. Tussen julle staan hy wat julle nie ken nie. Hy wat na my kom, van wie ek nie waardig is om die riem van sy skoen los te maak nie. Hierdie dinge het in Betanië oorkant die Jordaan gebeur, waar Johannes aan die doop was. Wie is jy, Johannes? Hulle vra vir hom, jy, wie is jy? So tis hy, vra die gestuurde priesters en leviete. Maar wat antwoord Johannes? Hy vertel vir hulle wie hy nie is nie. Hy is nie die Christus nie. Hy is nie Elia nie. En hy is ook nie die profeet nie. Hoekom sê hy nie net wie hy is nie? En is dit nie tog wat hulle wil weet nie? Hoekom antwoord hy so vreemd? Maar voor ons sy antwoord oordink, kom ons antwoord eers namens hom. Wie is Johannes? Johannes was die seun van 'n bejaarde priester. Sy naam was Sagaria, uit die nageslag van Abia, 'n nakomeling van Aaron, die eerste hoëpriester van Israel. Nou vir die mense van daai tyd was dinge met betrekking tot priesters alledaags. Maar miskien kan ons bietjie doen met so 'n bietjie ekstra inligting. So, ons weet dat net priesters uit die nageslag van Aaron se direkte familieboom toegelaat was om in die tempel te dien. En toe in die tyd van Dawid se leeftyd is die priesterlike families in 24 groepe verdeel wat elkeen 'n week lank tempeldiens gedoen het.
Nou die diensgroepe het op Sabbat geruil. So jou skof het begin met die Sabbat middagdiens en jou laaste skof was die volgende week se Sabbat oggenddiens. So op Sabbatte was daar 2 groepe priesters by die tempel gewees, want hulle moes oorgee aan mekaar. Nou van al die take wat 'n betrokke week se priesterlike familie moes doen, was die belangrikste een, die reukwerk op die wierookaltaar. Nou Philo is 'n Joodse historikus wat in die 1ste eeu geleef het. So hy het hierdie eerstehands gesien. Nou volgens Philo het hierdie taak saamgeval met die oggend en die aandoffers wat op die brandofferaltaar geoffer is. En dit was dan ook die tyd wanneer die meeste van die mense na die tempel toe gekom het om te kom bid. 'n ander Joodse historikus, Josephus, beskryf vir ons wat dan gebeur het. Hy het geskryf: Terwyl die mense in die voorhof gestaan het en in stilte hul harte voor God uitgestort het die priester wat diens gedoen het by die brandofferaltaar, die lam op die altaar neerreggesit. Wanneer alles gereed was, het hy 'n teken gegee, sodat die priester binne die tempel die reukwerk op die wierookaltaar kon sit, wat reg voor die voorhangsel was. Nou die priester het nooit lank in die tempel vertoef nie, want hulle het letterlik 'n heilige vrees gehad om so naby aan die sigbare heerlikheid van God te wees. So wanneer hy die wierook aangesteek het daardie priester dan uit die tempel uitgekom en dan het die ander priester die seën oor die mense uitgespreek. Nou alhoewel hierdie seën nie direk betrekking het op ons storie van Johannes nie, wil ek tog lees wat die priester moes sê wanneer hy die mense in die voorhof geseën het. Dit staan in Numeri 6 vers 22 tot 27. Die Here het met Moses gepraat en gesê: Praat met Aaron en sy seuns en sê: So moet julle die Israeliete seën. Sê vir hulle: Mag die Here jou beskerm en seën. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou oplig en aan jou vrede gee. So moet hulle my naam op die Israeliete lê. Dan sal ek self hulle seën, het God gesê. Nou wanneer die priester klaar die seën uitgespreek het die mense in vrede weggegaan, in die wete dat hul gebede saam met die rook van die brandoffer en die wierook opgestyg het en voor die aangesig van God gehoor is. En dis wat Josephus vir ons geskryf het. So, op 'n dag was dit Sagaria se beurt om binne die tempel die reukwerk op die wierookaltaar neer te lê en aan te steek. Soos gewoonlik was daar mense in die voorhof, gereed om hul diepste hartsversigtinge voor God uit te stort. Hulle sou gesien het hoe die priester die offerlam op die brandofferaltaar reg sit en die teken gee sodat Sagaria binne die tempel die wierook kon aansteek. In stilte het die mense gebid en gewag om te sien wanneer Sagaria uitkom, sodat hulle kon weet hul gebede het saam met die wierook en die brandoffer se rook opgestyg tot in die teenwoordigheid van God. Maar daardie dag het hulle gewag en gewag en gewag. En toe Sagaria uiteindelik uitkom, was hy stom. Ek weet nie of hy alles dadelik neergeskryf het en of hy eers agterna vir hulle vertel het nie. Maar die rede waarom dit so lank vir hom geneem het om uit die tempel uit te kom, was omdat die engel Gabriël aan hom verskyn het, om hom te vertel dat dit tyd was dat die hoop van Israel tot vervulling sou kom. Meer nog, dit sou die seun van die bejaarde Sagaria wees, wat die boodskappe vir God sou wees. So Gabriël sê, hy sal baie van die kinders van Israel laat terugkeer na die Here hulle God. Hy self sal in die gees en krag van Elia
voor hom uitgaan om die harte van vaders na hul kinders te laat terugkeer en ongehoorsaam is in die denkwyse van regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk gereed te maak. Maar Sagaria sukkel om te glo dat hy en sy bejaarde vrou Elisabeth op hulle ou dag geseën kan word met 'n seun. En toe gee Gabriël hom die teken van stomheid, totdat Johannes gebore word, sodat Sagaria kan glo. Natuurlik het die nuus versprei van die engelse verskyning in die tempel en die bejaarde priester Sagaria se stomheid en sy bejaarde vrou Elisabeth se swangerskap. En sommer ook die kwessie van die kindjie se naam. Want toe die mense gekom het om vir baba Johannes se besnydenisseremonie, wou hulle hê dat die kindjie Sagaria genoem moet word na sy bejaarde pa wat fooi tog op daardie stadium nog stom was. Maar toe sê Elisabeth, nee, sy naam moet Johannes wees. En toe hulle haar nie glo nie, toe skryf Sagaria op 'n griffel, sy naam is Johannes. En met eens is Sagaria nie meer stom nie, en hy kon God prys vir hulle seun wie se naam beteken, God is genadig. Almal wat dit gehoor het dit in hul harte gebeere, terwyl hulle sê, wat sal hierdie kind dan wees? Johannes se geboorte was 'n wonderwerk, en die gebeure rondom sy geboorte was besonder genoeg, dat die mense dit onthou het. En so het Johannes opgegroei. Maar hy het nie in die spore van sy pa gevolg, soos wat 'n mens sou verwag van 'n priester se seun nie. Hy het homself gevestig in die woestyngebiede, totdat dit tyd was vir hom om sy volksgenote voor te berei vir hul ontmoeting met Christus. Sy prediking was kragtig, want mense het gestroom na waar hy in die omgewing van die Jordaan rondgereis het, en soos Lukas 3 vers 3 sê, 'n doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig het. En dit is toe dat die gestuurde priesters en leviete uit Jerusalem gekom het om hom te vra, jy, wie is jy? En weet julle wat? Daar is niks verkeerd gewees met hulle vraag nie. Dit was 'n goeie vraag. Want mense het op daardie stadium gehoop en gebid en verlang na uitkoms. Hulle het gesmag na die koms van die Christus, die Messias, wat as dit vertaal word, beteken die gesalfde. Maar die Joodse verwagting vir die Messias was kompleks, en daarom het hulle gesukkel om hom te herken. Daar was sommige groepe wat gewag het vir 'n Messias wat koninklik is. Daar was ander groepe wat gewag het vir 'n Messias wat priesterlik is. En dan was daar ander wat gewag het vir een wat profeties is. Sommige mense het geglo die Messias gaan alles wees. Hy gaan koninklik, priesterlik, profeties wees en menslik, maar nie gewoonweg menslik nie, 'n supermens. En dan was daar ook groepe wat gewag het vir 2 Messiasse. Een wat koninklik is en voor die volk gaan uitgaan in hulle oorloë, en een wat priesterlik profeties is en die mense sal leer hoe hulle moet leef. Johannes se boodskappe het mooi ingepas by 'n priesterlike, profetiese gesalfde van God. En daarom maak dit sin dat die mense gewonder het of hy dalk die een was wat moes kom. Maar hy antwoord, ek is nie. Ek is nie. Johannes 1 vers 20-21. Hy het erken en nie ontken nie, maar erken. Ek is nie die Christus nie. En hulle het hom gevra, wat dan is jy, Elia? En hy het gesê, ek is nie. Is jy die profeet? En hy het geantwoord, nee. Die ontkennings. Hy is nie die Christus nie. Hy is nie Elia nie. Hy is nie die profeet nie.
En hier is nou die eerste rede waarom ek spesifiek hierdie vertaling gekies het. Wat verlore gegaan het in die vertaling, is hoe sterk Johannes beklemtoon dat hy nie die Christus is nie. Ons lees bloot, ek is nie die Christus nie. Maar Johannes sê inderwaarheid, en ek het vir julle die Grieks daaronder bygesit, ego ook eimi ho Christos. Inderwaarheid sê hy, ek is nie die Christus nie. 'n Mens kan dit ook lees as jy dit beklem, sê, ek is nie die Christus nie. Is dit belangrik om die verskil te sien? Ek glo dit is. Johannes het nie verniet gekies om in die stilte van die woestyngebiede waar hy gewoon het, te besin oor dit wat Gabriël vir sy pa Sagaria gesê het oor hom nie. Hy het vir homself mooi uitgemaak waar hy inpas in die taak om die volk gereed te maak vir hul ontmoeting met Christus, die gesalfde van God. En ons kan dit weer lees om ons gedagtes te verfris. Hy sal baie van die kinders na Israel laat terugkeer. Hy sal in die gees en krag van Elia voor hom uitgaan. Hy sal die harte van vaders na hulle kinders keer. Hy sal mense wat onregverdige lewens lei, wat ongehoorsaam is, hy sal hulle vertel hoe hulle moet lewe, sodat hulle denkwyse kan omkeer en dit kan word soos regverdiges, sodat daar vir die Here 'n toegeruste volk gereed gemaak kan word. Sy tweede ontkenning is, hy is nie Elia nie. Jy weet, daar was 'n verwagting onder die Jode dat Elia wat opgevaar het na die hemel, sou terugkom uit die hemel uit kort voor die koms van die Messias. Die skrifgeleerdes het dit verkondig, in Matteus 17 vers 10 kan 'n mens dit lees, en die profeet Maleagi het dit selfs neergeskryf, Maleagi 4 vers 5. En selfs Jesus het dit van Johannes gesê, soos opgeteken in Matteus 11 vers 14. En soos wat ons nou net gelees het, Gabriël het dit ook gesê in Lukas 1 vers 16. En my vraag is nou, is daar hier 'n teenstrydigheid in die Bybel? Nee, daar is nie. Inteendeel, die Cambridge Bible kommentator beskryf hierdie as 'n bewys van die egtheid van Johannes die evangelieskrywer se teks. Iemand wat 'n vervalsing sou neerskryf, sou nooit in Johannes die Doper se mond hierdie ontkenning gesit het nie. Die realiteit was, die skrifgeleerdes het Maleagi se woorde letterlik verstaan. Die mense het letterlike Elia van die Ou Testament verwag. Nie 'n profeet wat in die gees en krag van Elia se bediening sou werk nie. Johannes was nie letterlike Elia nie, maar hy was die geestelike Elia. Al het hy nie besef, dit is hoe groot sy bediening was nie. Sy derde ontkenning is dat hy nie die profeet is nie, en hy is reg, want die profeet was een van die verwysings na Messias, die Christus, die gesalfde van God, Jesus Christus. Deuteronomium 18 vers 15 het vertel van 'n profeet wat sal opstaan en na hom moet die mense luister. Johannes 7 vers 40-41 het vertel van Jesus toe hy daar was en die mense hom gesien het en hulle besef het, hierdie is waarlik die profeet. Johannes het geweet, hy is nie die Messias nie. Hy het geweet ook, God sal aan hom die Messias openbaar, soos wat God inderwaarheid ook gedoen het. Maar die priesters het nie sy insig ontvang nie, en daarom vra die gestuurde priesters en leviete uit Jerusalem vir Johannes, wie is jy, sodat ons 'n antwoord kan gee vir hulle wat ons gestuur het. Wat sê jy oor jouself?
En wat sê hy? Ek is 'n stem van een wat uitroep in die woestyn. En hier is die tweede rede waarom ek hierdie spesifieke vertaling gebruik het. Al die vertalings wat ons gewoonlik gebruik, herhaal die woorde van Jesaja en hulle skryf van die stem wat uitroep in die woestyn. Julle kan dit sien in julle Bybels. Maar dit is nie wat Johannes die evangelieskrywer geskryf het nie. Volgens hom het Johannes die Doper gesê, hy is 'n stem wat uitroep in die woestyn. En weer dink ek, die verskil is belangrik en vir dieselfde rede as vroeër. Johannes het goed nagedink oor dit wat Gabriël van hom gesê het. En hy het vir homself mooi uitgemaak waar hy inpas in die taak om die volk gereed te maak vir hul ontmoeting met Christus, die gesalfde van God. Hy het geweet, hy is niks besonders nie. En hy eie nie vir homself die plek toe van die stem in die woestyn nie. Hy dink aan hoe groot, hoe onverstaanbaar wonderlik dit is wat Christus vir die mensdom kom doen, en al verstaan hy nie die volle omvang van die verlossingsplan nie, besef hy hoe klein hy is. En dan, wanneer hulle hom konfronteer en vra, hoekom hy dan mense doop, as hy nie die Christus of Elia of die profeet is nie, sê hy vir hulle, ek doop in water. Tussen julle staan hy wat julle nie ken nie, hy wat na my kom, van wie ek nie waardig is om die riem van sy skoen los te maak nie. Matthew Henry het oor hierdie stukkie geskryf en ek gee hier my baie vrye vertaling van sy woorde. Johannes het respek afgedwing. Die krag van sy woorde, sy optrede, dit wat hy gespreek het die mense getrek. Hy kon homself groot gehou het, maar hy het nie. Dit was vir hom meer belangrik om goed te doen as om vernaam te wees. Hierin is 'n kosbare waarheid vir ons. En hier gee ek nou Matthew Henry se eie woorde, want 'n vertaling sal dit nie tot reg kan laat geskied nie. Those speak best for Christ that say least of themselves, whose own works praise them, not their own lips. Matthew Henry het verder ook geskryf, en hier is dit nou weer my vrye vertaling. Bedieners van Christus moet onthou, hulle is nie die Christus nie. Hulle het geen reg op die eer wat hom toekom nie. Hulle moenie dink hulle die reg om seggenskap te hê oor die eiendom van God nie, of oor die geloof van Christene nie. Mense kan nie genade en vrede bewerk nie. Hulle kan nie mense se gedagtes verhelder, mense bekeer of eens vertroos nie, of bemoedig nie. Want mense is nie Christus nie. Johannes het dit geleef. In mense oë was hy besonders, meer as enige een van ons. Sy geboorte was 'n wonderwerk. Sy naam was God gegewe. Sy naam het beteken God is genadig. Gabriël het self vir sy pa Sagaria kom sê dat hy wat Johannes is, uitgekies was nog voor sy geboorte om vir God 'n goed voorbereide volk gereed te maak vir die koms van Christus. In ons skriftuur het ons nie verder in Johannes se evangelie gelees van die volgende dag toe Johannes Jesus gedoop het en hy vir almal daar vertel het, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld of kosmos, die wêreld soos wat hulle die heelal geken het. Die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hierdie is hy oor wie ek gesê het, na my kom 'n man wat belangriker as ek is, omdat hy voor my was.
Ons het ook nie verder gelees van die dag daarna, toe Johannes Jesus sien loop en hy weer gesê het, kyk, die lam van God, en 2 van sy disippels, wat hom gehoor het begin om eerder vir Jesus te volg nie. Vir vandag gaan ons hier stop. Met 'n paar laaste gedagtes oor Johannes die Doper en wat hy ons leer. Johannes het sy plek en sy taak verstaan. Hy was bloot 'n stem in die woestyn. En daarom het hy teruggestaan, sodat mense Christus kon sien. Hy het ook sy oë oopgehou. En elke keer wanneer hy 'n blik op Christus gekry het hy hom uitgewys sodat die mense se aandag op Christus gefokus kon word, sodat hulle hom self kon aanskou. En dit laat ruimte vir ons om ons plek en ons taak te verstaan. Ons glo mos, die tyd is op hande vir die wederkoms van die Christus, die Messias, die gesalfde van God, die verlosser en Heer van die mensdom. Ons ken hom as Jesus, as Immanuel, God met ons. Ons weet, daar's baie mense wat dag vir dag bid en hoop vir verlossing, maar ook verlang en smag na vernuwing. Mense wat dikwels in hul stilligheid bid. En my vraag vir elkeen van ons vandag is, verstaan ons taak en ken ons plek? Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir hierdie kragtige verhaal van Johannes die Doper, wat soveel meer was as wat ons kan wees, en so graag min wou wees, sodat U gesien kan word. Here, en ek vra, wees met elkeen van ons, elke gemeentelid, elke leier. Here, dat ons nie vergeet nie, ons is nie hier om gesien te word nie, ons is hier om te dien, sodat U gesien kan word. Here, en ek vra dat U ons daaraan sal herinner, Here, terwille van ons saligheid ook, en terwille van U grote naam. Amen.